Vandag se video is buitengewoon belangrik. Daarom wil ek jou vra om hierdie video regdeur te kyk, dit met enersdenkende mense te deel en om op ons oproep tot aksie te reageer. As jy tevrede is met die omstandighede in Suid-Afrika of as jy glo dat die oplossing is om te hoop dat dinge buite ons beheer beter sal word, dan is hierdie video nie vir jou nie. Ek gaan hierdie video gebruik om baie prakties te wees, miskien oormatig analities. Daar is 'n tyd vir mooi woorde en emosionele toesprake, maar hierdie is nie dit nie. Sedert ons Lex Libertas begin het, is ons oorstroom met boodskappe van ondersteuning, 'n paar kritiekpunte en baie voorstelle. Die vraag wat ons die meeste hoor, het te doen met ons plan. Wat presies is dit wat ons wil bereik en hoe presies beplan ons om dit te bereik? Ek gaan hierdie vraag beantwoord om seker te maak dat daar geen onsekerheid bestaan nie. Ek wil presies met julle deel wat ons by Lex Libertas voorsien as 'n beter toekoms vir Suid-Afrika, wat ons reeds weet, wat ons beplan om uit te vind en bovenal wat ons plan is. Om dit nog duideliker te stel, hoe 'n beter politieke stelsel vir Suid-Afrika sou lyk en hoe ons van plan is om dit te verander met jou ondersteuning. Ons weet dat ons doelwit baie groot is. 'n groot, harige, vermetele doelwit, soos wat Jim Collins sou sê. Ons weet dat daar sommige mense is wat deur groot doelwitte ontmoedig word. Maar ons weet ook dat dit uiteindelik nie die grootte van die doelwit is wat tel nie, maar die grootte van die plan. Die vraag is dus nie of die doelwit te groot is nie, maar of die plan groot genoeg is. Die vraag is dus of jy, nadat jy hierdie video gekyk het, met ons saamstem dat daar 'n hoë waarskynlikheid van sukses is as ons die plan uitvoer wat ek nou met jou gaan deel. En dan natuurlik of jy bereid sal wees om op jou klein manier te help. Ons weet dat daar geen perfekte planne is nie, maar ons weet dat ons plan 'n goeie plan is. Hoekom? Omdat dit prakties is. En al is die einddoel taamlik groot, is ons vordering na daardie doelwit duidelik gedefinieer en meetbaar. As daar 'n knoppie was om te druk, om die stelsel ten goeie te verander, sou ons dit druk. Maar daar is geen knoppie nie, en daar is geen kits oplossings nie. Daar is egter 'n proses wat ons in baie duidelike terme kan beskryf. Ons is oortuig dat as ons hierdie proses volg, ons sal slaag. Maar ek moet van die begin af beklemtoon dat ons nie hierdie proses kan volg as ons nie die ondersteuning kry wat ons nodig het nie. Want die proses is afhanklik van die groei van ons ondersteuningsbasis. En so met alle kaarte op die tafel, gaan ek jou vra om ons te ondersteun in die uitvoering van hierdie proses. Nou met dit alles gesê, daar is 2 kernpunte wat na vore kom. Weereens, wat presies is die doelwit en wat presies is die plan? Dit is wat ek in die duidelikste moontlike terme nou met jou wil bespreek. En dit sal in die minute wat voorlê al hoe duideliker word. Ons visie is 'n lewensvatbare politieke orde vir die gemeenskappe van Suid-Afrika. Nou ek gaan nie nou verduidelik dat Suid-Afrika besig is om te misluk nie, want as jy nog steeds nie daarvan oortuig is nie, dan is hierdie video nie vir jou nie. Wat ek wel moet sê, is dat baie van die krisisse wat ons in Suid-Afrika ervaar, 'n vernietigende beleidsraamwerk, verbrokkeling van die staat en die vervolging van minderhede, in werklikheid nie die krisis self is nie, maar eerder simptome van 'n dieper gewortelde krisis. Hierdie dieper gewortelde krisis het te doen met die feit
dat die politieke stelsel losgemaak is van die werklikheid en dat dit slegte beleide en slegte besluite fasiliteer. Dit is nie 'n antidemokratiese standpunt nie. Dit is 'n erkenning dat Suid-Afrika nie 'n demokrasie is nie, maar 'n oligargie. Met ander woorde, 'n politieke stelsel waarin 'n klein groepie polities verbonde elites onregverdigbare mag het, wat hulle misbruik vir selfverryking ten koste van die samelewing in die algemeen. En wanneer ons sê dat ons visie, die einddoel wat ons wil bereik, 'n lewensvatbare politieke orde is, glo ons dat die manier om dit te bereik is om die politieke stelsel te desentraliseer en autonomie te bevorder vir die verskillende gemeenskappe. Ons kan dit ook nasies of volke noem, wat in Suid-Afrika woon. Met ander woorde, die sentrale regering, die Uniegebou en trouwens Luthuli-huis, behoort baie minder mag oor jou te hê en jy en jou gemeenskap behoort baie meer mag oor jou eie sake te hê. Nou wanneer ons die huidige politieke bedeling kritiseer, word ons soms daarvan beskuldig dat ons probeer om na die verlede terug te keer, terwyl die waarheid presies die teenoorgestelde is. Die feit van die saak is dat die huidige politieke bedeling in Suid-Afrika beide hoogs gesentraliseerd en hoogs rasgebonde is, ten spyte van die feit dat die land baie groot en baie divers is. Dit was dieselfde met die apartheidstelsel en met die Unie van Suid-Afrika, toe die land nog onder Britse beheer was. Alhoewel die gemeenskappe van Suid-Afrika graag praat oor hoe die huidige stelsel van die vorige een verskil, is dit miskien tyd dat ons begin praat oor hoeveel dit dieselfde is, en hoekom ons verder moet beweeg as die tipe denke waaraan die Uniewording van Suid-Afrika, die wit minderheidsregering en die stelsel wat die ANC graag 'n demokrasie noem, gekenmerk word. Ons pleidooi is om verder as dit te beweeg. Na 'n stelsel waarin gemeenskappe, veral kulturele gemeenskappe, hul eie sake kan bepaal sonder om oor ander te oorheers of te domineer en sonder om aan ander voor te skryf. En nou ontstaan die vraag, hoe sou so 'n stelsel lyk? Die antwoord is dat dit verskillende forme kan aanneem. Daarom is Lex Libertas 'n ideesentrum, want die ondersoek na hierdie verskillende regeringsstelsels, die doeltreffendheid daarvan en ook die mate waarin dit op Suid-Afrika van toepassing kan wees, is 'n saak wat baie meer aandag verdien. Maar laat ek vir jou 'n paar voorbeelde gee. Ons het die federale voorbeelde van die FSA en Switserland, waar verskillende state of kantons hulle self regeer, terwyl hulle verbind is aan 'n sentrale regering wat aansienlik minder gesag oor plaaslike sake en plaaslike gemeenskappe het. Ons het die konfederale voorbeelde van die Europese Unie en die Afrika-Unie, waar state wat deel vorm van 'n kollektief hulle self regeer en waar hulle losweg verbind is deur 'n konfederale stelsel. Met ander woorde, 'n stelsel wat aansienlik minder sentrale mag het as selfs 'n federale regering, wat alreeds aansienlik minder sentrale mag het as die hoogs gesentraliseerde Suid-Afrikaanse stelsel. Ons het voorbeelde van territoriale autonomie, waarvan daar 'n legio is, soos Skotland in die Verenigde Koninkryk en Suid-Tirol in Italië, waar bepaalde kultuurgemeenskappe of nasies of volke 'n beduidende mate van gesag oor hul eie gebied het, waar hulle hul eie wette maak en besluit waaraan hul belastinggeld bestee moet word, al is hulle deel van 'n groter geheel. Ons het voorbeelde van wat genoem word kulturele autonomie, soos in Estland en Letland, waar lede van kultuurgemeenskappe 'n baie hoër mate van autonomie oor hul eie sake het en wette kan maak wat op hulle self van toepassing is,
selfs al woon hulle nie in een spesifieke gebied nie. Ons het voorbeelde van institusionele selfregering, soos in die Ottomaanse Ryk se millet-stelsel, wat bepaalde gemeenskappe, wat millets genoem was, beduidende autonomie verleen het om hul interne sake te regeer, insluitend kwessies soos familiereg, persoonlike status, onderwys en belastinginvordering. Daar is ook voorbeelde van spesiale streeks of stedelike statusse vir bepaalde gebiede of stede, soos in Hong Kong, Brussel en Jerusalem. En dan natuurlik, die mees omstrede, is daar voorbeelde van balkanisering, wat ook remedierende afskeiding genoem word, waar 'n land verdeel word om 'n nasionale krisis te ontlont. Dit het in Tsjechoslowakye, Joegoslawië en die Sowjetunie gebeur, om maar net 'n paar voorbeelde te noem. Nou ek noem al hierdie dinge om te verduidelik, dat ons hierdie kortsigtige, valse tweeledigheid moet breek, dat ons slegs kan kies tussen die politieke stelsels van die Nasionale Party en die ANC. Want hierdie stelsels het baie meer in gemeen as wat 'n mens sou dink. Die punt is nie dat al hierdie modelle wat ek nou genoem het ewe goed werk, of dat hulle almal net so op dieselfde manier op Suid-Afrika toegepas kan word nie. Die punt is dat ons die politieke toekoms van Suid-Afrika ernstig moet opneem, wat die ondersoek na verskeie stelsels en hul toepaslikheid op Suid-Afrika moet insluit. En dit is waar die idee-sentrum deel van Lex Libertas inkom. Alhoewel idee-sentrums, wat in Engels think tanks genoem word, wêreldwyd uiters invloedryk is, onderskat baie mense in Suid-Afrika steeds die belangrikheid van 'n idee-sentrum. By Lex Libertas het die idee-sentrum deel 'n drieledige fokus. Met ander woorde dat daar 3 dinge is wat ons moet ondersoek. Eerstens, ons moet die huidige werklikhede in Suid-Afrika ken en verstaan. Wat die beleidsomgewing, werklikhede op grondvlak en hoe mense oor spesifieke kwessies dink insluit. Dit is maar net 'n ander manier om te sê dat ons deeglik moet verstaan wat Suid-Afrika tans is. Tweedens, ons moet verskeie politieke stelsels en hul toepaslikheid op Suid-Afrika ondersoek. Dit is maar net 'n manier om te sê dat ons deeglik moet verstaan wat Suid-Afrika moontlik kan wees. En derdens, ons moet strategieë en taktieke ondersoek om die nodige verandering te bewerkstellig. Die verskillende maniere waarop 'n politieke stelsel ten goeie verander kan word deur vreedsame en konstitusionele middele. Dit is maar net 'n manier om te sê dat ons deeglik moet verstaan wat gedoen moet word om Suid-Afrika te kry van waar dit tans is na waar dit moontlik kan wees. Ons glo dat ons reeds die rigting ken en ons glo dat ons reeds baie weet oor waarheen ons moet gaan en hoe ons daar moet uitkom. Ons het 'n plan wat baie prakties is, wat ek nou met jou sal deel. Maar ons glo nie dat ons al die antwoorde het nie. En ook nie dat ons plan volmaak is nie. Ons weet dat daar altyd ruimte vir verbetering sal wees en daarom is die idee-sentrum deel so belangrik. Daarom het ons jou ondersteuning nodig, want daar is baie slim mense in hierdie land en ons het julle aan boord nodig. Ons sal nooit voorgee dat ons al die antwoorde het nie en dat ons jou net nodig het om ons vooropgestelde gevolgtrekkings te ondersteun nie. Die waarheid is dat ons hierdie instelling moet bou en dat ons wel hulpbronne nodig het om dit te doen, veral in die vorm van maandelikse bydraes. Maar die waarheid is ook dat ons nie passiewe, onvoorwaardelike, eenrigting ondersteuning wil hê nie. Ons benodig insette en wederwysige deelname. So, kom ons maak die plan baie prakties.
Ek sal begin met die groter prentjie strategie en dan al hoe meer prakties dit verduidelik, soos wat ons aangaan. Eerstens, ons missieverklaring. Dit is die kortste en die breedvoerigste beskrywing van hoe ons van plan is om ons visie van 'n lewensvatbare politieke bedeling te bereik. Ons beoog om dit te bereik deur voortdurend 3 dinge te doen. Voortdurend idees en argumente te versterk deur deeglike navorsing en bewese beginsels, voortdurend ondersteuning plaaslik en internasionaal uit te bou, en voortdurend strategiese en doelgerigte optrede uit te voer om die bestaande politieke orde betekenisvol en konstruktief te hervorm. Dit is 'n ander manier om te sê dat ons voortdurend ons breine moet gebruik om oor oplossings te dink en ons idees en strategieë te versterk. Ons monde moet gebruik om hierdie oplossings in idees en argumente te omskep wat maklik verstaanbaar is en om verandering te bepleit deur steun te werf. En dat ons voortdurend ons hande moet gebruik, want ons is nie passiewe toeskouers nie. Ons moet op die veld wees en ons moet drie druk, soos wat ons nader aan ons bestemming beweeg. Ons moet aanhou om elkeen van hierdie dinge te doen, en deur dit te doen, moet hierdie 3 komponente mekaar versterk. Dit beteken dat ons nooit moet ophou dink nie, dat ons nooit moet ophou praat nie, en dat ons nooit moet ophou doen nie. Kom ons maak dit nou 'n bietjie meer prakties. Ons glo die beste manier om ons plan te verduidelik is deur middel van die aandryfwiel konsep van Jim Collins, wat ook 'n flywheel genoem kan word. 'n Aandryfwiel is 'n strategiese model vir die bereiking van deurlopende, selfonderhoudende groei deur momentum te bou uit klein kumulatiewe oorwinnings, eerder as deur een enkele gebeurtenis. Die idee is dat die strategie uit verskillende dele moet bestaan, maar dat hierdie dele onderling verbind en selfversterkend moet wees. Die idee is dan dat soos ons hierdie dele van die vliegwiel wat onderling verbind is begin uitvoer, die wiel begin draai. En dan, as jy jou fokus behou en jy verseker dat elkeen van die dele wat die vliegwiel uitmaak, versterk en verbeter word, begin die vliegwiel al hoe vinniger draai, wat jou nader aan jou bestemming bring. En so kan die vraag tereg gevra word, wat op aarde moet ons doen om ons uit die gemors waarin ons tans is, te kry by 'n meer volhoubare politieke bedeling, gebaseer op die beginsels van desentralisasie en selfbestuur. Wel, ek het goeie nuus. Die antwoord is nie so moeilik nie. Ons weet wat om te doen. Ons moet 5 dinge doen en ons moet dit aanhou doen. En hierdie 5 dinge vorm die aandryfwiel van Lex Libertas. Die eerste is om praktiese oplossings en strategieë te verskaf, gebaseer op navorsing en bewese beginsels. Dit is die idee-sentrum deel van Lex Libertas. Dit behels die verskerping van oplossings wat in die werklikheid werk, nie net in teorie of ideologie nie. Dit behels, soos ek genoem het, navorsing oor waar ons is, waar ons wil uitkom en hoe ons daar gaan uitkom. Nou kom ons maak dit meer prakties met 'n paar voorbeelde van die tipe navorsing wat ons moet doen. Ons moet gevalle studies doen oor modelle van autonomie, soos die wat ek genoem het, en die toepaslikheid daarvan vir Suid-Afrika. Ons moet navorsing doen oor spesifieke kwessies, soos die oorsake van werkloosheid, infrastruktuurverval en so meer, as simptome van 'n dieper gewortelde krisis. Ons moet studies doen oor praktiese meganismes, soos burgerlike verzet, soos hoe om belasting, protesstrategieë wettiglik en effektief te gebruik, en so voort. En dan die tweede komponent van die aandryfwiel,
plaaslike steunwerwing vir 'n lewensvatbare politieke orde. Dit behels die bou van tasbare steun binne Suid-Afrika. Nie net onder Afrikaners nie, maar veral onder gemeenskappe wat nie erken word nie, of wat voel dat die huidige stelsel hulle in die steek laat. Nou hier is 'n paar voorbeelde van wat ons moet doen. Ons moet steunwerwing doen onder gerespekteerde leiers in verskillende gemeenskappe vir die gevolgtrekking dat Suid-Afrika se politieke stelsel gedesentraliseer moet word en dat gemeenskappe meer autonomie moet hê. Ons moet steunwerwing doen onder invloedryke persone, soos die aanbieders van potsendings en ander persone wat baie invloed het, wat veral in verskeie gemeenskappe gevolg word. Ons moet aktief betrokke wees by gesprekke om begrip, waardering en respek tussen gemeenskappe te bevorder. Die derde komponent van die aandryfwiel is die bevordering van internasionale bewustheid en erkenning. Dit behels die verspreiding van geloofwaardige, goed gedokumenteerde inligting aan sleutelspelers wêreldwyd. Internasionale bewustheid is belangrik, want werklike politieke verandering gebeur selde sonder 'n beduidende mate van internasionale erkenning. Ons moet internasionale bewustheid van die krisis in Suid-Afrika, internasionale erkenning van die oplossing en internasionale inkoop bevorder, dat die nastreef van 'n lewensvatbare politieke orde 'n legitieme en 'n eerbare strewe is en een wat ondersteun behoort te word. Nou met die eerste oogopslag is internasionale steunwerwing verreweg die moeilikste van die 5 komponente van hierdie aandryfwiel. Maar dit is die een waarmee ons tot dusver die meeste vordering gemaak het. Hier is 'n paar voorbeelde van wat ons internasionaal moet doen. Ons moet skakel met regerings, navorsingsinstellings, drukgroepe, media en alternatiewe medialeiers. Ons moet openlik standpunt inneem in die buiteland, deur vergaderings, konferensies en optredes op mediaplatforms. Ons moet simpatie in die buiteland omskakel in diplomatieke druk en aktiewe ondersteuning. Die 4de komponent van ons aandryfwiel is om ondersteuning in praktiese aksie te omskep. Dit behels die implementering van aksies gebaseer op plaaslike en internasionale ondersteuning in lyn met die 3-ledige benadering in die missieverklaring wat ek verduidelik het. 'n Paar voorbeelde van praktiese aksie: die organisering van geleenthede binne en buite Suid-Afrika om idees en samewerking te bevorder. Die koördinering van vrywilligers om waarde toe te voeg in hul eie gemeenskappe op 'n georganiseerde wyse. Die uitvoering van strategiese aksies, insluitend byeenkomste en aktiwiteite en waar nodig, geloofwaardige en verantwoordelike metodes van protes. En die 5de en die laaste komponent van ons aandryfwiel is die skep van onontbeerlike de facto werklikhede in Suid-Afrika. En wanneer ons praat van de facto werklikhede, bedoel ons eenvoudig werklikhede in die regte wêreld. Want dikwels is dit wat in teorie korrek lyk, nie in werklikheid waar nie. Teorie is belangrik, maar die werklikheid maak meer saak as teorie. Dit behels die bevordering van omstandighede waarin gemeenskappe werklik beheer oor hul eie sake neem, op maniere wat nie geïgnoreer of gedwarsboom kan word nie. Daar is reeds instellings wat ongelooflike werk in hierdie verband doen en hulle behoort ondersteun te word. Maar daar is ook unieke maniere waarop Lex Libertas kan bydra. Voorbeelde van de facto werklikhede sluit in ondernemings wat hulle self bestand maak teen staatsineenstort,
gemeenskappe wat hul eie veiligheidsstrukture bedryf, die aanmoediging van samewerking, koördinering en besigheid ook tussen gemeenskappe buite die sfeer van die staat. So laat ek nou hierdie aandryfwiel in so eenvoudige woorde as moontlik opsom. Die eerste is navorsing. Die tweede stap is steunwerwing om ons ondersteuningsbasis binne Suid-Afrika te laat groei, veral onder verskillende gemeenskappe wat hier woon. Die derde stap is internasionale ondersteuning en erkenning. Die vierde stap is praktiese optrede om ons plan te versnel, en die vyfde stap is om werklikhede in die land te verander deur werklikhede op grondvlak te verander. Die hele idee van 'n aandryfwiel is dat die verskillende komponente mekaar moet versterk. Dit sal die geval wees want die komponente van ons aandryfwiel is duidelik geïntegreer. Die moeilikste deel van die hele aandryfwiel idee is om die aandryfwiel van geen beweging na stadige beweging te kry. En ek het goeie nuus. Ons is reeds daar. Die aandryfwiel draai reeds. Daar is baie meer wat moet gebeur. Maar ons het reeds begin. Die moeilikste deel is dus reeds gedoen. Ons taak is nou om die tempo waarteen hierdie wiel draai te verhoog en om aan te hou om dit te doen. En soos ons op elkeen van die 5 komponente individueel fokus, sal die ander 4 makliker word. Want om internasionale erkenning te verkry is baie makliker as ons plaaslike ondersteuningsbasis op 'n tasbare manier groei. Om de facto werklikhede te skep is baie makliker as ons navorsing deeglik is en so voorts. Verder, en sonder om oor-optimisties te wees, is ek oortuig dat as ons elkeen van hierdie 5 komponente so goed en doeltreffend as moontlik doen, as ons uitstekende navorsing doen, as ons aanhou om plaaslik ons ondersteuningsbasis uit te bou, as ons internasionale ondersteuning voortdurend groei, as ons strategiese aksies aanhou uitvoer en as ons werklikhede op grondvlak aanhou verander, sal ons groot, harige, vermetele doelwit nie net makliker word nie. As ons hierdie dinge behoorlik doen, is daar geen manier dat ons gaan misluk nie. En so, dit is miskien die beste nuus van alles. Die vraag is nie of dit moontlik is nie. En die vraag is nie of ons 'n plan het of ons weet wat om te doen nie. Want hierdie vraag is reeds beantwoord. Die vraag is of ons bereid is om te doen wat ons weet gedoen moet word. En die antwoord is ja. Maar die punt bly staan dat ons dit nie kan doen as ons nie 'n goed funksionerende instelling het wat as 'n voertuig na hierdie doelwit dien nie. En dit is waar ons jou ondersteuning nodig het. Ons gaan mense nodig hê wat bereid is om baie op te offer in die nastreef van hierdie doelwit. Daarmee bedoel ek mense wat heeldag, elke dag werk. Mense wat daarvoor betaal moet word, want dit sal hulle voltydse of deeltydse werk wees, het sy as werknemers of as konsultante. Maar ons gaan ook mense nodig hê wat bereid is om beperkte opofferings te maak wat hul eie tyd en verpligtinge betref. En hiermee verwys ek na vrywilligers wat bereid is om op een of ander wyse betrokke te wees deur die Lex Libertas Club. Dit kan insluit die deel van idees en navorsing, deelname aan besprekings en beplanningssessies, hulp met die reëling van geleenthede en aksies en so meer. Laastens gaan ons baie mense nodig hê wat bereid is om 'n baie klein opoffering te maak. En hiermee verwys ek na 'n maandelikse bydrae volgens jou eie vermoë en voorkeur om die res van ons in staat te stel om hierdie dinge aktief te doen. Ons sal nie slaag
as ons nie ondersteuning het nie. En ek moet dit sê, want dit is fundamenteel belangrik. Ondersteuning gaan verder as om plasings op sosiale media te like en te deel. Ja, ons het dit ook nodig, maar ons het jou ondersteuning nodig om hierdie instelling aan die gang te kry, sodat ons kan spoed opbou. Want daarsonder kan ons niks van die dinge doen wat ek hier bespreek het nie. Voordat ek afsluit, ons kan nie alles gelyktydig doen nie. Ons moet in fases werk. Lex Libertas is splinternuut en so in plaas daarvan om alles wat ek hier bespreek het gelyktydig te probeer doen, is ons eerste doelwit om die instelling op die punt te kry waar ons in staat is om al hierdie dinge te doen. En so op die kort termyn het ons 2 doelwitte, een intern en een ekstern. En die spoed waarteen ons hierdie doelwitte kan bereik, sal afhang van die mate waarin jy bereid is om te ondersteun. Ons interne doelwit is finansiële selfonderhoud. En die kern van die saak is dat ons ten minste 4000 mense gaan benodig wat bereid is om maandelikse bydraes tot ons werk te lewer. Ons eksterne doelwit is om die bespreking oor die behoefte aan 'n alternatiewe politieke bedeling, een wat polities gedesentraliseerd is en wat autonomie fasiliteer, deel van die hoofstroomgesprek te maak. Ons kan dit op 'n manier doen wat meetbaar is en ons sal ons vordering kan deel, soos wat ons aangaan. Maar dit is ook 'n saak waarin ons jou ondersteuning gaan nodig hê. Daarom het ons nodig dat jy 'n Lex Libertas bydraer word, omdat bydra nie net impliseer om die instelling te versterk, wat as 'n voertuig op pad na hierdie bestemming sal dien nie. Bydra impliseer ook om die baie klein dingetjies te doen wat van jou vereis sal word, om ons wat alles in die stryd werp te help om hierdie missie te bereik. Ons visiestelling is duidelik, 'n lewensvatbare politieke orde. Ons missiestelling is duidelik, ons moet aanhou dink, ons moet aanhou praat en ons moet aanhou doen. Ons aandryfwiel gee vir ons 'n baie duidelike fokus. Ons weet wat ons moet doen. Ons plan word nie gedefinieer deur insette, deur wat ons doen nie, maar deur uitsette, deur dit wat ons bereik. Vir ons plan om te werk is die vraag dis nie hoe hard ons gewerk het nie, want 'n mens kan jou dood werk en niks bereik nie. Die vraag is wat het gebeur as gevolg van ons harde werk. En wanneer ons aan ons bydraers terugvoer gee, sal ons nie bloot sê hoe hard ons gewerk het met die hoop dat iets gebeur nie, maar wat gebeur het as gevolg van ons werk. En hierin lê 'n belangrike verskil. Dit is tyd om die moue op te rol en ons hande vuil te maak. En ek hoop opreg dat jy hierin by ons sal aansluit.